God is good. God is goed. Yes, kom ons gee die Here 'n lofoffer. Halleluja. Kan ons die Here 'n lofoffer gee? Halleluja. Ek kan die woord gaan lees en sal sien. Toe die Here Jesus die tempel skoon gemaak het hy al die ander tafels omgegooi. Behalwe die tafel waar die duiwe op was. Want is die duif wat welkom is in die kerk. Nog net vir my interessant gewees. Toe die duif op Jesus gesit het en op hom gekom het die dag toe hy gedoop is. Die duif speel so, dis kom ek hier elke keer die prentjie van die duif het en is so mooi toe ons hier agter gebid het. En dit prominent uitgekom oor die duif. En die duif wat 'n simbool is van die Heilige Gees en ons, if I'm not mistaken, 9 simbole van die Heilige Gees in die Bybel. En dalk is ons eendag 'n bietjie weer 'n preek geleentheid en dan sal ons 'n bietjie daaroor gesels oor die simbole van die Heilige Gees. Maar dit is nie vir my kosbaar om te dink dat die duif, die het al gehoor, die word nog nie gehoor het hier, dis nou dalk die eerste keer, maar duif het 9 vere aan elke kant om te maak vlieg. En daar's 9 gawes en 9 vrugte. Duif het ook 5 penvere agter wat hom bestuur, sodat hy kan vlieg. En dit spreek van die 5voudige bediening van die kerk, om die kerk in 'n rigting te stuur. So die duif is prominent in die kerk en ook die werking van die Heilige Gees is prominent en moet in die kerk wees. Amen? So vanaand gaan ons 'n bietjie verder. Ek wou my hart was om te deel, Quintus se hart was om vanaand te praat oor die gawes van die Heilige Gees. Maar ons gaan op 'n ander geleentheid gesels spesifiek oor die gawes van die Heilige Gees. Want die gawes van die Heilige Gees is normaal. Ek ben dit nou maar besig tot ons 'n amen kry. Die gawes van die Heilige Gees is normaal. Het normaal gefunksioneer in die vroeë kerk, so hoekom nie in die kerk van vandag nie? Hallo, kerk? Die gawes moet funksioneer, hallo? Dit is veronderstel om te werk in die kerk. The gifts of the Holy Spirit. Dit moet werk en funksioneer in kind van God se lewe, in my lewe. Is dit nie so nie? En dit is veronderstel om so te wees. En dit gaan ons ook help. Dis net my opinie, dis Quintus 4 vers 4. Maar ek glo dat die Here kom vir sy kerk wat sterk is soos wat dit was in die dae van Handelinge. Waar die kerk sterk. Ek dink hy kom terug vir sy bruid. Ek het nog nooit, en ek het al baie troues in my lewe gedoen, ek het nog nooit 'n lelike bruid gesien nie. Maar die bruid is altyd reg en gereed en mooi. So ek dink sy kerk gaan wees in sy volle glorie die dag as die Jesus ons kom haal. Amen. So ons bid dat ons dit in ons harte sal laat val. Ek kom met die deel oor die bonatuurlike en die bonatuurlike van die Heilige Gees. En iemand het voordat ek gaan want ek gaan dit daar's 'n pastoor en ek het nie die naam neergeskryf wat dit geskryf het nie. Ek vra om verskoning, staan reg om gekorrigeer te word. Ek weet nie, dis nie my eie woorde nie, maar dit in Engels gegee en dit was vir my so kosbaar toe ek dit raaklees. Dit sê true Christianity consists of the supernatural operation of the Holy Spirit. Ware Christendom maak ruimte vir die gawes van die Heilige Gees. Hy sê that is the only kind of Christianity the Bible teaches. No matter how we read the scripture, it is impossible to see the gospel without seeing the supernatural. Hoe het 'n goeie plek gemis om mee te sê. Kan ek dit weer sê vir u? Kom aan, hier moet jy in jou hart laat val. No matter how we read the scripture, it is impossible to see the gospel without seeing the supernatural. Kom aan. Sê die woord van die Here nie dat hierdie tekens moet ons volg nie. Ons gaan nou by dit stil staan. Dit moet geen, hoe sou mense dit sê? Dit moet geen verrassing wees as duiwels begin manifesteer in die kerk nie. Nou trap ek op ander grond. Dit moet nie 'n verrassing wees as demone uitgedryf word en mense vrykom in die kerk van Christus Jesus nie. Hallo? Dit moet niks vreemd wees as mense gedoop word met die Heilige Gees met die spreek in vreemde tale nie. Dit moet niks snaaks wees wanneer krepeles opstaan, dowe ore oopgaan, blindes begin sien, want dis hoe die kerk in vroeg geopereer het.
Die bonatuurlike. Oeh, het 'n plek gemis om amen te sê. Kan ek amen kry? Wie glo dit tog vanaand dat die woord die waarheid is? Dis hoe dit gewerk het. En dis hoe dit veronderstel is om te weet in kind van God se lewe. Elke dag. Nie net by die kerk nie. Sê vir jou buurman, nie net by die kerk nie. Maar ook by die huis. Halleluja. Daar is vir God niks meer natuurlik as die bonatuurlike nie. Die Heilige Gees is God in aksie. Die Heilige Gees is betrokke van die begin van skepping af. Nêrens, ek wens ek het tyd gehad, maar ek kan elke boek van die Bybel vat en ek kan die werking van die Heilige Gees in elke boek van die Bybel sien. Wie het dit al beleef? Wie het dit al gesien? Die Gees van die Here werk in elke boek van die Bybel, net soos wat jy Jesus Christus kan trek in elke boek van die Bybel. Jy kan dit reg deur die Bybel vat, so ook die werk. Dis dit kosbaar en dat heel in die begin van die skepping, as jy gaan lees Genesis in die eerste hoofstuk, en die Gees van die Here het beweeg oor die chaos wat daar was. Is dit nie so nie? En het ons nie nodig dat die Gees van die Here weer kan begin beweeg oor die chaos wat in hierdie wêreld aan die gang is nie. Come on, we need the Holy Spirit. Halleluja. Ons het hom nodig om mense te wys na Jesus toe. Want Jesus is ons fondasie. Hy is steeds die weg, die waarheid en die lewe. Ek wil dit vanaand verklaar dat Jesus is gister, vandag tot in ewigheid presies dieselfde. Hallo. Niks het verander nie. Jesus bly dieselfde. Ek glo daai song wat Marcel uitgekies het. Die mense verander. Die mense verander, maar Jesus bly dieselfde. Amen. So kom ons gaan 'n bietjie verder. Die hele Bybel deur is die bonatuurlike. En moet ons die bonatuurlike sien en beleef. Kan ek net gou dit sê, 'n posknoppie hierop druk. Ek vertel vanmôre vir die musiekspan. Hierdie week gaan ons, ek dink dit was Woensdag of Dinsdag. Woensdag. Gaan ons gou na Tygervallei Mall toe. En terwyl ek in Tygervallei Mall is, ek gaan nie aan die allegorie detail ingaan nie, maar terwyl ek by McDonald's staan, onder by McDonald's by die food court is die Chinese winkel. Terwyl ek by die Chinese winkel ingaan, ek het net 2 boekies gaan koop, skryfboekies, en toe ek by die til kom om dit te betaal, Madeleine was nie by my nie, sy het toch verder geshop soos enige ander vrou, nog in die shopping, ek kry wat ek moet kry en ek is al uit, staan, en Dionay is 'n paar rakke agter in die aisle. En die vrou in die teller wat my in my gesig kyk, toe sy vir my kyk, toe weet ek is nie sy wat vir my kyk nie. En daai vrou begin manifesteer, terwyl ek vir haar gekyk het. En die woorde wat sy begin sê het, is I'm not gonna go there. En ek sê vir haar, praat jy met my? En sy begin so te praat, so 'n slang te maak en met my te gesels. En toe begin ek sê my verder en ek besef dat Dionay kom uit die rak uit, want sy hoor dit toe, sy het supersoniese ore. Sy kom uit die rak, maar oor so gerek en sê, is dit wat nou net gebeur het? En eintlik wat ek moes gedoen het, ek moes die duiwel net daarom gebind het en bestraf het. Maar ek is so geskok uit en ek besef die volgende terwyl ek by die huis kom en hierdie hele ding. Ek sê vir Madeleine wat gebeur het en soos wat jy enige ander vrou kry, sal sy die volgende dag teruggaan om te kyk of gaan dit weer gebeur. En ek gaan toe na ons en al wat ek wil sê is dit was so bonatuurlike en dit was so ek wil nie eens in die hele ek gaan nie dit van die kansel af sê nie, die woorde wat hierdie ding vir my gesê het. Ek praat nie van haar nie, ek praat van die demoon wat met my gepraat het. Hy het gesê ek weet wie jy is. I want you. I'm after you. En ek besef toe nou dit is nie net sy wat na my praat nie, maar dit is 'n gees dat wat besig was. En ek is al uit en ek besef, al wat ek wil sê is, die bonatuurlike gebeur net in die kerkie, but it's a daily walk with Christ. 'n Daaglikse wandel, dan beweeg ons in die geesteswêreld. Amen. Die geesteswêreld is 'n realiteit. Wie kan saam met my sê? Want die God se woord sê Efesiërs dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Hallo? Is teen elke gees. Daar's bose geeste daar buite kan. Amen. Ons het almal al die geesteswêreld geweet. Deur gaan saam met Dr. Raymond en ons weet daar is 'n geesteswêreld, maar dit gebeur nie by die kerk, dit is 'n daily walk. So die bonatuurlike in die skrif van die begin af. En as ek net gou so vinnig 'n paar kan noem, staf van 'n arend wat gebot het. Die bitter water wat soet geword het. Water wat uit die rots gekom het. Die vuurkolom in die dag of in die nag en die rookkolom in die dag. Die Rooi See wat geskei is. Think about this one. Die mure van Jerigo wat in mekaar geval het with one shout. Die Filistyne wat doodgemaak is toe hulle in die ark geloer het.
Die 3 manne in die vuur, Sadrag, Mesach, Abednego, was bonatuurlik dat niks. Die woord van die Here sê dat hulle het eers geruik na rook nie. Halleluja. Dis wat met hulle gebeur het. Die olie met die weduwee vrou, 2 Konings 4, wat nie opgehou vloei het nie. Terwyl daar kanne beskikbaar was, het die olie aangehou vloei. Halleluja. En ek hoef nou net getuig, terwyl daar nog kanne beskikbaar is, wat hulle hand opsteek en sê, I'm available for the oil of the Holy Spirit. It will keep on flowing through your life. Halleluja. Dit was supernatural, bonatuurlik geweest. En die donkie wat gepraat het met Biliam, bonatuurlik. Die vis wat vir Jona ingesluk het, en I'm a firm believer, al het Jona ook hy vis ingesluk het, ek het ook geglo, halleluja. I still believe it. Die kraaie wat vir Elia vleis gebring het om te eet. Joshua beveel die son om stil te staan, so die geveg gewen kan word. Nuwe Testament, water wat in wyn verander het. Die broodjies en die visies wat 5000 manne gevoed het, en hulle reken al was meer. Die belasting, man, kan dit nie met ons as gemeente gebeur het nie. Toe die belasting kort was, toe die Here 'n vis gestuur met 'n penny in sy bek, om die belasting te betaal. Dis hoekom ek vis vang, halleluja. I'm a fisherman, halleluja. Dat die Here sal 'n vis stuur. Die engele wat vir Petrus in die nag wakker gemaak het, bonatuurlik. Petrus loop op die water. Toe Jesus sterf, die graf te oopgemaak. Man, ek kan aangaan. Lazarus wat uit die dood uit opgestaan het. It all supernatural move of God. Hoekom gebeur dit nie met ons nie? Hoekom is dit nie net in die kerk nie? But it's the same spirit that rose Jesus from the dead is living inside of me. Leef binnekant in ons. Ons kan ook in die bonatuurlike wandel. Dis ook vir my. Sê vir jou buurman of buurvrou, dis ook vir jou. Dis ook vir jou. Die vroeë kerk was gebore en het geopereer in die bonatuurlike. Ons as kerk gaan ook die bonatuurlike benodig in die laaste dae. I'm a firm believer. In die tye wat kom, gaan ons die bonatuurlike krag van God nodig hê in ons lewens. Hoor die kerk, I'm a preacher for that. Ek glo dit by hele hart. In die tye wat kom, ons gaan die bonatuurlike, ek wil afklim van die stage af. Ek wil dit in jou hart laat val. Ons gaan die bonatuurlike krag van die Heilige Gees nodig hê in die tye wat kom. Ek wil dit weer sê, ons gaan die bonatuurlike krag van die Heilige Gees benodig in die tye wat kom. Ons het die onderskeiding van gees nodig. Die kerk het daai onderskeiding nodig. Hallo kerk, ons het die gawe nodig van gesondmaking. Man, ek wil lees in die gawes en gaan dis 'n preek vir 'n ander dag. Maar ons gaan dit nodig hê in die tye wat kom. En ek wil dit nog vir jou sê, iemand glo dit dalk nie vanaand nie. Maar ek wil dit vir jou sê, dat die belofte van die Heilige Gees kom jou en jou kinders toe. Moenie dat die vyand vir jou ooit lieg nie. Do not let the enemy lie to you. Dis vir jou en jou kinders. Ek glo dat die belofte van die Heilige Gees vir almal in hierdie kerk is, van LW kids af tot by die senior burgers. Amen. It's for everybody in this church om in die gawe van die Heilige Gees te wandel. Net so vinnig, ek gee dit gou vir jou in Rigters. Ek gaan na Ootniel toe, Rigters 3. Ootniel, net so 'n paar karakters wil ek gou vir jou gee in die Ou Testament, wat deur die Heilige Gees gewandel het. Ootniel, Rigters 3 vers 9, staan daar, maar toe die kinders van Israel die Here aanroep, het die Here 'n verlosser vir die kinders van Israel verwek, wat hulle verlos het. Ootniel, die seun van Kenas. Vers 10 sê, ek love it, en die Gees van die Here het op hom gekom, en hy het Israel gerig en uitgetrek om oorlog te voer. Hallo, hierdie ou was, die Heilige Gees het op hom gekom, en hy het Israel in 'n geveg gelei, en hulle het oorwinning gehad. Halleluja, as die Here deur sy Gees in die Ou Testament gewandel het, kan hy ook in die Nuwe Testament op sy kerk wees. Mag hier Ootniel opstaan, om geestelik vir die Here in die bres te kan tree. Ootniel was een, almal ken nommer 2 vir Gideon. Gideon was, Rigters 6 vers 34, en die Gees van die Here het Gideon vervul. Die Gees van die Here is vir Gideon vervul. Daai vervulling beteken ook letterlik dit het op hom gekom. Dit sê die engel, so the Spirit of the Lord clothed Gideon and empowered him. Dit het hom krag gegee, vir wat? Jy weet almal dat hy net 300 gegaan het, en al wat 'n groot werk wat hy gedoen het, met die fakkels en die kruike, groot werk wat hy gedoen het vir die Here. Maar die Heilige Gees was betrokke, halleluja. Nog een wat ons almal van ken is Samson. Wie ken vir Samson?
Ons almal ken die verhaal van Samson. Ons dink hy het krag gehad en hy was hierdie sterk man. Al die stories wat die Bybel verkondig, is hierdie man met die six-pack. Maar ek wil jou sê, hy was soos ek. Samson was soos ek. Dalk nie so blessed soos ek, but he was like me. Halleluja, Samson was ook 'n ou gewees in die Ou Testament, maar hoor mooi, dit is nie deur sy eie kragte nie, nothing out of himself, maar die Bybel leer vir ons in Rigters 13:25, die gees van die Here het hom begin drywe in die laar. Die Engels sê, the Spirit began to move upon him. The Spirit began to move upon him, op hom gewees. Rigters 14:6, die gees van die Here het oor hom vaardig geword en hy het dit verskeer. Wat het hy verskeer? Die leeu verskeer, soos 'n mens 'n bokkie verskeer sonder dat daar iets in sy hand was. Die Here laat hom 'n leeu verskeer. Bonatuurlik, want die gees van die Here het oor hom gekom. Rigters 15:14, ook van hom. Toe hy by Leegi kom, juig die Filistyne hom tegemoet, maar die gees van die Here het oor hom vaardig geword en die toue wat aan sy arms was, het geword soos linnedrade wat in die vuur verbrand en sy bande het versmelt van sy hande af. En toe ek hierdie vers net lees, kan ek dit vandag sê, ons het die salwingkrag nodig wat juke verbreek. Net soos wat Samson vrygekom het en niks hom vas kon hou nie. Halleluja, het ons die Heilige Gees nodig. Want ons niks wat die vyand ons mee kan bind, wat die krag van die Heilige Gees nie kan breek nie. Halleluja, wie glo dit vanaand? We believe it as the church. Dit was Samson gewees. Ek glo weer ene. 1 Konings 18, Elia, 1 Konings 18:46 sê, maar die hand van die Here was oor Elia, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgeloop het in die rigting van Jezreel. Supernatural strength, hy het voor hulle uitgehardloop met 'n perdekar. Hy hardloop voor hulle uit, omdat die Here, partykeer dat hy krag nodig op 'n maandagmôre. Sê jy wat saam met my? Net om 'n bietjie krag te kry vir die week, maar die gees van die Here was oor hom gewees en vaardig oor hom gewees. 32 kilometer hardloop hy voor hulle uit. Gaan kyk dit. 32 kilometer. Markus 16 vers 16 tot 18. En ek wil vanaand hierdie vers in jou hart laat val. Markus 16 skryf die Here Jesus voordat hy opgegaan het en opgevaar het hemel toe. Hy sê, hy wat glo en hom laat doop, sê die woord, sal gered word. Sy verder, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, vir wie was dit gewees? Wie glo in die kerk? Wys jou hand vanaand. Is iemand wat glo? Hoor wat sê die woord van die Here, vir hy wat geglo het, wat gebeur met hom? Maar hy wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle op en as hulle iets dodeliks ding sal dit hulle geen kwaad doen nie, op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Halleluja, dis die bonatuurlike krag van die Here wat deur die kerk moet manifesteer en werk. Hierdie teken sal volg. Dis nie die heidene nie, dis die kinders van hy praat nie van Israel, hy praat van kinders van God, vir hulle wat glo in Jesus. Hierdie teken sal volg. Can I ask a question, church? Wanneer laas het jy duiwels uitgedryf? Wanneer laas het die Heilige Gees krag deur jou lewe gewerk? Wanneer was ek sluit myself in hierdie prentjie in? Die eerste vraag, wanneer laas het ons 'n siel gered nie? Of vir 'n siel na die Here toe gelei, ons kan die siel red, maar gelei na die Here toe. When was the last time? Mag die kerk en die sitplekke waarop ons sit warm word, sodat ons aktief kan wees in die werk van die Here. Amen. Die woord sê, hierdie tekens sal volg. Wat is hierdie tekens wat sal volg? Handelinge 1 vers 8, en ons ken al hierdie gedeelte. Laaste 4 dienste het ek dit deurgegee en ek wil dit weer vir jou gee. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hy sê krag ontvang. Die woordjie krag daar is vir my so kosbaar. Ek wil net gou weer die Engels lees. Hy sê, but you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you. Hy sê jy gaan krag ontvang. New King James sê, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Hy sê op julle kom. En daai woordjie daar, ekskuus ek het my notas hier reg gekry. Daai woordjie daar ontvang beteken lambano. Dis wat dit beteken lambano. Jy sal ontvang. Ontvang is die Griekse woord lambano wat die volgende beteken. Dit sê
En dis 'n werkwoord wat beteken om te ontvang, to receive it. Maar so mooi dat hy daar dit byvoeg. Hoor mooi wat sê hy. Die nadruk is nie op die ontvangs daarvan nie, maar in besitneming of eienaarskap daarvan te vat. To take ownership of the Holy Spirit. Sy krag wat deur ons werk. Amen. Dan sê hy verder, jy sal krag ontvang. Krag, die woordjie krag daarso, of hy sê eerstens oor julle kom, wat beteken epigomai, is die Griekse woord daarso wat oor julle kom, om beteken dat dit kom letterlik op jou, want onthou, ons het reeds die Heilige Gees. Kan ek dit weer sê? Mag ek iets by sê, 'n bietjie dieper sak? Ons het almal die Heilige Gees, maar die Heilige Gees het nie elke persoon nie. Die Heilige Gees het nie elke persoon nie. Wat ek daarmee bedoel, ons het nodig om deur die Heilige Gees gelei te word in elke area van ons lewe. Ja, die Heilige Gees woon in ons elkeen. Maar kan ek vra, beweeg ons in die Gees van die Here? Is die Gees betrokke in ons lewe? Johannes 14:17 wat sê, ken ons hom? Gee ons ruimte, het ons vennootskap, soos wat ons laasweek oor gepraat het, met die Heilige Gees. Epigomai beteken om oor julle te kom. Met ander woorde is iets wat is 'n tweede gebeurtenis. Dit sal oor jou kom, om op jou te kom, op jou te rus. Dit is wat daai woord daar beteken. En die woordjie krag. Sê saam met my krag. Die woordjie krag love ek. Is die woordjie wat? Kom aan, sê dit as jy weet bedoel. Kom aan, wat beteken krag? Beteken dunamis. Dis dunamis krag. Wat daai woordjie heel so krag ontvang is dunamis. Dit beteken die volgende. Almal het dit al gehoor. Dis die Griekse woord dunamis waarvan die woord dynamiet vandaan kom. Dynamiet krag. Sowel as die woord dynamo wat beteken om krag wat deur jou gaan vloei. Griekse woord miraculous power. Die vermoë beteken daai woordjie om wonderwerke te verrig. Oorvloed, abundance, sterkte, dit beteken ook krag in aksie, power in action. Dis hoekom ons die Heilige Gees nodig het. As hy deur ons werk, dis dunamis krag wat deur ons vloei. En as ek na die hele skrif van kyk in die Nuwe Testament, Paulus het 'n paar keer, 1 Korintiërs 2 vers 1 sê hy daarso, hy sê, en toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. Paulus kom en hy sê, ek het nie na julle toe gekom met baie, as ek dit sê, wara nie. Ek het nie na julle toe gekom en net my woorde en ek het wysheid en voortreffelikheid nie. Die volgende ene sê hy daarso, maar ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Hy sê verder vers 3, ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. Vers 4, en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. Paulus skryf, hy sê, ek het nie gekom met woorde nie, maar toe ek met julle gedeel het, julle het gesien, die krag, daai woordjie krag is weer eens dunamis. Hy sê, ek het nie gekom met stories nie, vers 5 sê, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Kan ek dit sê, dis wat die kerk nodig het. Dis wat jong mense vandag in die generasie nodig het. They need the baptism of the Holy Spirit power so that they can start to believe that God is a reality. Dat God 'n werklikheid is. Dis wat die kerk nodig het. Iets is net so nou in my hart gedrop. Gaan doen nou self 'n guns. Dis nie deel van die preek nie. Maar in Amerika, as ek net eendag Amerika kan gaan sien, veral in Californië, by die Redwood Forest, ek sal wat wil gee om dit eendag te gaan sien. Dis op my bucket list, Redwood Forest, waar die sequoia trees, die sequoia, ek weet nie wat is in Afrikaans nie, wat is 'n sequoia boom, maar in elk geval is een van die bome wat die hoogste groei in hierdie Redwood Forest. En wat so interessant was, dat hierdie bome, van daai bome is tot 3000 jaar oud. Die Old Sherman of something Sherman boom is ook daar's waar een van die grootste bome ter wêreld is, wat daar in daardie woud is. So interessant is dat hierdie bome, hierdie sequoia bome het 'n neet, hulle om voor te plant, het hulle sulke neete wat in die grond val, maar dit is verskriklike harde sade.
wat hierdie bome het. En hulle sê jare terug, toe tegnologie nog nie ingekom het nie, sou hierdie neute, omdat daar baie vure uitgebreek het, sou hulle dit eers agtergekom het dat die bome of die woude brand, wanneer dit baie rook was ensovoorts. So hulle het nie satelliete gehad of drones of enigiets anders om dop te hou het as daar 'n veldbrand was nie. So nou met tegnologie, so met ander woorde, die bome het baie skade gelei en die bome het gebrand ensovoorts. Maar soos wat tegnologie gevorder het en die tyd aangestap het drones uitgekom en die firefighters en daar was mense gewees wat hierdie vure kan bestry. Satelliete het gewys as daar 'n rookie trek en hulle gereageer het en hulle kon die vuur vinnig onder beheer gebring het in hierdie woud. Maar wat baie interessant was, is dat hierdie woud het nog nooit weer, die voortplanting het al hoe meer achteruit gegaan. Hulle het agtergekom dat daar's nie nuwe bome wat groei in hierdie plekke nie. Hulle kon nie verstaan wat die probleem was nie. En hulle het nou deur research agtergekom, die fout lê by die volgende, dat die sade het die vuur nodig om te breek, sodat dit in die grond kan kom en weer eens kan voortplant. So wat is die moral of the story, of hierdie les wat ons hieruit kan leer? As ons die volgende generasie wil sien in die kerk, moet die kerk in die krag en die vuur van die Heilige Gees opereer. If we have the power of the Holy Spirit, gaan die jong mense, want kan ek vir jou sê, die jong mense soek op TikTok die bonatuurlike. Hulle soek op sosiale media die bonatuurlike. Hulle soek die bonatuurlike in dwelms en al hierdie ander goeters. Maar waar is die kerk vandag? Halleluja, waar hulle God kan beleef as 'n werklikheid. Ons het die vuur nodig sodat die volgende generasie voort kan plant, voort kan groei in die kerk. Paulus skryf en hy sê, dit bestaan nie net in woorde van mense nie. Hy sê, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie. Met ander woorde, dat ons nie op ander ou se woord kan staat maak nie. Wat iemand anders te my geleer het nie. Dis nie noodwendig sleg nie. Hy sê, maar ek wil nie hê dat jou geloof of dit gebou moet word nie. Waar moet op jou geloof gebou word? Maar in die krag van God. Because they've seen God in action. En dat God 'n werklikheid is. Kom aan, wie weet nou waarvan ek praat? Weet al God beleef in sy bonatuurlike. Ek kan jou stories op stories vertel, wat die Here in die bonatuurlike al met ons gedeel het en met ons gewerk het. So dit is wat ons nodig het in die tyd wat kom. Maar in die krag van God. Hy skryf verder in 1 Korintiërs, of nee, ek het gou my notas skry. 1 Tessalonisense 1 vers 5, skryf hy vir die kerk. Wat ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie. Nie in woord alleen nie, maar ook in die krag, die dunamis krag, en in die Heilige Gees, en in die volle versekerheid, soos julle weet, hoedanig ons onder julle om julle ontwil, ek moet nou my bril afval om hierdie te kan lees, want ek moet 'n bietjie terug staan, dis te scary. Heilige Gees, en in die volle versekerheid, soos julle weet, hoedanig ons onder julle om julle ontwil gewees het. So hy sê so, die evangelie, ek het nie gekom in woord alleen nie, maar in krag. Paulus skryf dit. Hy sê, daar is iets anders te gewees. It wasn't all just talk. Maar daar was 'n bonatuurlike wat gebeur het en gewerk het deur my lewe, sodat jy kon sien wie en wat God is. Verder sê hy daarso, hy sê ook in 1 Korintiërs 4:20, want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in dunamis. Come on church, come on kerk, come on, waar is julle vanaand? Dit bestaan in dunamis, bestaan nie in woorde nie, maar in krag, dunamis. Dis die koninkryk van God. Man, there's something supernatural about the church. Die vyand is agter die kerk aan. Maar dis die bonatuurlike krag van die Heilige Gees wat ons nog staande hou in die tyd waarin ons bly. Verder sê hy ook in Filippense 3 vers 10, sodat ek hom kan ken, hom kan ken, en, sê saam met my en die wat? Die krag van sy opstanding. Ek ken hom nie net nie, maar ek ken ook sy krag, wat deur my werk. Ek wil weer eens sê, if the same spirit that rose Jesus from the dead is living inside of me, sy krag, sy opstandingskrag, kan ek dit weer eens sê, man, ek glo as ek daaroor dink,
Die Bybel is so mooi in Handelinge 1, kan jy dit gaan lees, die smarte, dit beteken hulle kon nie vir Jesus meer in die dode ryk hou nie, maar op die 3de dag moes die aarde Jesus soos 'n geboorte gee, soos 'n saad, die eerste vrug wat uitgekom het, en Jesus is uit die dood uit opgerig. Dis die Heilige Gees wat Jesus uit die doderyk gaan haal het, en hom uitgehaal het uit die dood uit. Dis dieselfde Gees wat in my bly. That's the same Spirit. Dit wat Jesus uit die dood uit opgerek het. Ek wil dit vanaand sê, as dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, by magte was om Jesus Christus uit die dood uit op te rig, there is nothing that the Holy Spirit cannot do. He can raise the dead, He can heal the sick, He can open up the blind eyes, He can open up the deaf ears, He can heal the cripple. Dis wat die Here kan doen deur die kerk. Man, ek wil hê ons moet vanaand iets in ons binneste kry. Mag ek iets in jou hart los vanaand? Ons is nie net hier om kerk te speel van Sondag na Sondag nie, maar ons het die gawes en die krag van die Heilige Gees wat in en deur ons lewens werk, kerk. Man, we need the Holy Spirit. Volgende enetjie sê daar so Paulus skryf en hy sê daar, Paulus en Matteus, toe antwoord Jesus en sê vir hulle, jy kan die hele konteks gaan lees, julle dwaal, omdat julle skrifte nie ken, en ook nie die krag van God nie. Man, die kerk is verdwaal. Nommer 1, omdat die skrifte ken, en ek dank die Here vir Dok Raymond, wat die skrif reg sny, en ons kan leer uit die skrif van God. Dit kan ek 'n amen kry. Ons dank die Here vir 'n leier wat vir ons kan help in die skrif reg kwoteer, en ons leer elke week by hom ook. Hy sê, omdat julle die skrifte nie ken nie, en hy sê ook, en ook nie die krag van God nie. Ek moet vir die Engels gee, hy sê, but Jesus replied to them, you are all wrong, because you know neither the scripture, which teaches the resurrection, nor the power of God, for He is able to raise the dead. Die krag wat daar is in die evangelie. Ek wil vanaand sê, hierdie woord is lewend. Kan ek amen kry? This is a two-edged sword. Hierdie woord is lewend. Elke woord in hierdie skrif is lewend. Halleluja. Ek glo in elke skrif in hierdie. Dit is 'n tweesnydende swaard hierdie. Daar is lewe in hierdie boek. There is life in the scripture. Halleluja. Ek onthou jare terug in Kreeusdorp Wes gemeente waar ek in groot geword het. Toe Madeleine was in 'n ongeluk geweest net voordat ons in bediening was 2023 die 23ste April 2010. Toe ry 'n polisiebakkie oor aan. Ek het al die getuienis gehoor en sy's deur 'n geweldige karongeluk en ek stap daai Sondagmôre terwyl sy by haar sussie gegaan het om haar te help en haar te laat recover nadat sy vir amper 30 dae in die hospitaal was ensovoorts. Maar ek kom in Kreeusdorp by die gemeente een middag. En ons het 'n doopdiens waar ons jong mense gaan doop. Jong mense wat hulle harte vir die Here gegee het. En terwyl ek in die kerk instap voor diens, toe kom daar 'n vrou in gehardloop, wat sy begin te manifesteer. Toe weet ek is 'n aanval van die vyand. En daai vrou begin te praat in 'n stem wat ek in my lewe nog nooit gehoor het en ek het geweet dis 'n demoon wat nou besig is om met my te praat en sy sê vir my, ek ken haar van geen kant af nie. En sy daai demoon te praat en sê ek ken jou. Ek weet wie jy is. Ek soek jou, ek soek jou kinders, ek is agter jou familie aan. En al wat daai vrou kom aangehardloop om my te storm en my dood te maak. En ek sal nooit vergeet nie. Ek het hierdie woord in my hand gehad daai dag en ek sê I take this word as the sword of the Spirit in the name of Jesus. I rebuke you. Net ook al rebuke toe sy begin te manifesteer. Sy kon my niks doen nie. Hoekom? Want ek is 'n wedergebore, bloedgewaste en geesvervulde kind van God. Hierdie is 'n tweesnydende swaard. Halleluja. Terwyl ons hierdie Bybel op haar gesit het, kon sy nie beweeg en niks doen nie. Want die woorde in hierdie skrif is die waarheid. Halleluja. Matteus 22 sê ons ken nie die skrif nie. En ook nie die krag, die dunamiskrag van God ken ons nie. Ken ons nie. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Ek gaan afsluit. Maar weet dit, dat in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar,
onheilig, maar Sant, jy kan slank vorentoe kom. Sonder natuurlike liefde, onverzoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Die Bybel sê, keer jou van hierdie mense al weg. Het 'n gedaante van godsaligheid, but there's no power. Daar's geen krag in hulle lewens nie. Daai woordjie krag is die Griekse woord arneumai. Arneumai beteken die volgende, dit sê, om krag te weerhou, te weier, verwerp, te verminder, of om dit op te gee. Die krag te weerhou, krag te weier, te verwerp, te verminder, of om op te gee. Dis wat dit beteken. Hy sê, wanneer jy lyk of jy, daai mense het hulle 'n gedaante van godsaligheid, maar daar's geen krag nie. Hy sê, bly weg van ouens af. En ek sluit myself in en ek sê, Here, I don't want to be so heavenly minded that I'm earthly no good. Ek wil nie, ek is op my pad hemel toe singend, maar ons 'n wêreld wat verlore gaan sonder Jesus nie. En ek is op my pad hemel toe. Kerk, ons moet derde rad toe gaan. Ek glo dat in Parow is daar siele wat God nodig het. Ek glo dit. En ons omtrek by mekaar het ons nodig om weer 'n span by mekaar te sit om die evangelie in ons eie dorp te vat. Weet jy wat so skrikwekkend vanmiddag vat Dr. Tobias en Dirk is daar agter, 'n jong man hier agterin, en ek was ook hier so gewees. En Tobias vra vir hom, wat weet jy van Jesus? Ek weet nie van Jesus nie. Wat het Jesus vir jou gedoen? Weet nie. Het jy 'n Bybel? Nee, ek het nie 'n Bybel nie. Was so kosbaar dat daai jong man geklier het en wat hoor dit bedoel het en hoe dit nie bedoel het nie, maar sy hart en sy lewe vir die Here gegee. En ek besef dat kerk, come on church. Ons met die krag van die Heilige Gees, ons het die woord van die Here. Ons het 'n oes soos wat ons vanmôre van gehoor het. Jy sal krag ontvang en jy sal 'n getuie wees. You'll be a witness. Getuie te wees. Ek tree vanaand aan eerste as pastoor Quintus. En ek wil sê, Here, ek is 'n kanaal. Ek is hier vir U, Here. Gebruik my. Use me for your kingdom. Mag die Here my getrou vind. Mag die Here my getrou vind as Quintus vir sy werk. Ek wil net doen in wat God wil hê ons moet doen vir hierdie kerk, en ek glo dat die Here ons gestuur het vir my en my gesin na Lewende Woord Parow toe for a reason. Vir 'n rede hoekom ons hier is, en ek sê, Here, gebruik my net vir God se koninkryk. Maar ek bid dat ons nie in programme vasgevang sal word nie, maar dat ons geaktiveer sal word om vir die laaste tyd wat ons ingaan, vir die koninkryk van God iets kan beteken, kerk, hier in Lewende Woord Parow, hier in ons omtrek, die Weskaap het die Here nodig. They need God. Waar is die kerk? Waar is die kerk om weer 'n woord van wysheid te gee by die werk vir 'n dame wat deur egskeiding gaan? Waar is die kerk om in die krag van die Heilige Gees te gaan vir iemand wat deur kanker is, sy hande op te lê en kanker val uit in die naam van Jesus? Kanker is nie meer bo die naam van Jesus nie. Waar is die kerk? Ons moet geaktiveer word. Ek moet aantree en sê, Here, hier is ek. Here, ek wil 'n bietjie die ander dinge wegskuif. En ek wil 'n bietjie tyd met U spandeer. Aktiveer my. Ek het die krag van die Heilige Gees nodig. Is iemand wat saam met my gaan staan?